Ek wil vandag met jou praat oor die grootste mag van die mens. Luister 'n bietjie mooi wat staan in Deuteronomium 30 vers 19. Daar staan: Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die keuses wat jy gaan maak. Mag jy tog die lewe kies, sodat jy en jou nageslag mag lewe. Die lewe bestaan uit keuses. Daar's baie dinge waaroor ons nie beheer het nie. Maar wie ons is en waar ons vandag is tot 'n groot mate die gevolg van ons eie keuses. God het nie ons lewe by voorbaat soos 'n willose rekenaar geprogrammeer nie. Natuurlik het God 'n volmaakte plan vir ons lewens en word ons opgeroep om dit te soek. Dit staan immers duidelik so in Romeine 12 vers 2. Luister mooi na hierdie woorde. Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat hy julle denkpatrone vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat hy wil hê dat julle moet doen, naamlik dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. Helaas is die realiteit dat sy plan vir ons lewens dikwels verydel word, deur onsself of deur ander. God wil vir ons lewe en seën gee. Tog gee hy aan ons die reg om te kies tussen lewe en dood, seën en vloek. Hy dring by ons aan om reg te kies, maar hy dwing ons nie. Hy kan nie, met respek gesê, want die reg om self te kies het hy in ons skepping as sy beelddraers vasgelê. Hy sou ons as dit ware ontmens as hy die reg om self te kies van ons sou wegneem. Adam en Eva het verkeerd gekies met katastrofiese gevolge. Dit het sedertdien deel van die menslike natuur geword tot ons eie smart en skade. Een van die diepste misteries van die lewe is dat God die mens as 'n vrye morele wese geskaap het. Dit kan van geen dier gesê word nie. 'n Dier word gelei deur sy instinkte en sy natuurlike drange. Diere is nie morele wesens wat God kan weier en vir hom nee kan sê nie. Daarom kan 'n dier ook nie sondig nie. As ons menslik daarna kyk en menslik daaraan dink, lyk dit amper of God 'n risiko geloop het deur die mens soos die engele met 'n vrye wil te skape. Dit was die enigste plek in die skepping waar enige iets verkeerd kon loop. Die mens kon letterlik teen God se wil gaan, vir God nee sê en vir die bose ja sê, soos Adam en Eva reeds in die tuin gedoen het. Luister net na Jesus se woorde in Matteus 23 vers 37. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat hy jou gestuur het, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar gemaak het, sê hy na kyk as onder hulle vlerke, en julle wou nie. Jesus sê ek wou, maar julle wou nie. Waarom sou God so risiko met die skepping van die mens loop? Die skepping was niks anders as 'n daad van liefde nie. Dis omdat hy 'n God van liefde is, wat hy in so 'n verhouding met die mens wou staan. Om lief te hê en om vrywillig liefgehê te word, dis waaroor die skepping gegaan het. En om te aanbid, want wat is aanbidding anders, wat is dit meer, of wat is dit minder, as om uitdrukking aan jou liefde vir God te gee? Is liefde regtig moontlik sonder 'n vrye wil? Om te sondig of lief te hê, beide is 'n wilsdaad. Miskien kan dit die grootste mag van die mens genoem word. Die feit dat 'n klein, eindige mensie vir die almagtige en oneindige God nee of ja kan sê. Here, U het my geskape met 'n vrye wil. Help my om nie blaam te verskuif oor my eie keuses nie. Ek wil die moed aan die dag lê om verantwoordelikheid te neem vir my keuses. Vir U wil ek altyd ja sê. Amen.